Maar voor ons lees, kom ons sluit dit weer die oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke kan stil raak voor U, die skepper van die hemel en die aarde, die almagtige God. En Here, my gebed en my begeerte is Here, dat U ons in ons harte sal kom stil maak. En Here, dat U elke gedagte gevange sal kom neem. Ons leef so in 'n gejaagde wêreld, die kant toe, daai kant toe, so gejaag. En ons gedagtes is al vooruit, al daar wat ek na kerk gaan doen, wat ek maandag moet doen, dit wat hierdie week voor lê. Maar Here, wil ek kom bid dat in hierdie oomblikke, Here, dat U ons harte sal kom stil maak. Dat ons kan hoor dit wat die Here vanmôre vir ons wil kom sê. En Here, ons wil na U toe kom en ons harte kom oopstel, Here. En sê, Here, kom stel my hart oop vanmôre. En Here, kom toets. Kom deurgrond, Here. En as dit dalk mag wees dat ek daar 'n weg van smart is, Here. O, Here, kom lei ons op die regte weg. Asseblief, Here, dankie dat ek U daarvoor kan vertrou. Dankie dat ek kan bid, Here, waar ons nou die woord het gaan lees, dat U dit sal seën en dat U deur U woord met ons sal kom spreek. Soos ons gaan kyk na U woord, Here, kom spreek U in hierdie môre en kom seën ons asseblief. En ek kom bid dit in Jesus se naam. Amen. Dan gaan ons lees Markus 10 vanaf vers 17 tot 22 en die opskrifie is die ryk jong man. En toe hy, dis nou die Here Jesus op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En Jesus sê vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord en sê vir hom: "Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af." En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my." Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Net tot sover in die woord van die Here. As jy net so 'n bietjie teruglees, dan lees mens waar die Here Jesus die kindertjies geseën het. En nadat die Here Jesus die kindertjies geseën het, was die Here Jesus op pad na Jerusalem toe. En soos Jesus op pad was na Jerusalem toe, het daar 'n man na die Here Jesus toe gekom, op sy aangesig voor die Here Jesus geval en vir Jesus gevra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En Jesus vra toe hierdie man, hy vra vir hom: "Ken jy die gebooie?" En hy noem die laaste gebooie op. En hierdie man sê vir die Here Jesus: "Jesus, van kleins af onderhou ek hierdie gebooie." En toe gee die Here Jesus hierdie man 'n opdrag. En hy sê vir hierdie man: "Gaan verkoop alles wat jy het, gaan gee dit aan jou naaste, en dan neem jy jou kruis op en dan volg jy vir my." Maar dan lees ons hierdie tragiese woorde: hy het treurig geword oor die woord en hy het bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Nou in Matteus 13 vers 44 is die Here Jesus aan die woord. En die Here Jesus vergelyk die koninkryk van God met 'n saailand, en in hierdie saailand is daar 'n kosbare skat weggesteek. En dan vertel die Here Jesus van 'n man wat in hierdie saailand hierdie kosbare skat gevind het, hierdie kosbare skat gaan wegsteek het en huis toe gegaan het, alles gaan verkoop wat hy het, om daardie saailand te koop, om sodoende daardie kosbare skat te verkry. En ons weet dat daardie kosbare skat in daardie saailand is niemand anderste as die Here Jesus nie.
O, hierdie man het alles gaan verkoop om die kosbare skat, die Here Jesus, te verkry. En ek wil net vanmôre, in die tyd tot ons beskikking, net 5 gedagtes met u deel oor hierdie gedeelte, oor die ryk jong man. Die eerste gedagte, hier is 'n man wat sit met onsekerheid. Hierdie man het nie sekerheid van saligheid gehad nie. Hierdie man het nie sekerheid gehad dat as hy nou sal sterf, dat hy by die Here Jesus sal wees nie. O, dit was 'n man met onsekerheid. Nou, wie is hierdie man? Wie was hierdie man? Hier in Matteus en hier in Markus word daar nie veel vir ons gesê oor die man nie. Ons lees net daar het een na Jesus toe gekom. Maar ons gaan kyk na hierdie gedeelte en ons kyk na die opskrifie wat sê die ryk jong man. Dan sien ons hierdie man was ryk. Ons sien ook in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, hy het baie besittings gehad. So ons weet hierdie man was ryk. Met ander woorde, hy het sekuriteit gehad. Hierdie man het genoeg gehad om van te lewe. Hierdie man het genoeg gehad om vir sy vroutjie en sy kindertjies en vir sy gesin en vir sy familie te sorg. Hierdie man het genoeg gehad om eendag af te tree. Hierdie man was nie bekommerd dat hy nie genoeg sou hê om van te lewe nie. O, hierdie man het sekuriteit gehad. Hy het genoeg om van te lewe. Maar ons sien ook in hierdie gedeelte in die opskrifie, hy was 'n jong man. Met ander woorde, hierdie man was seker wat hy wil bereik in hierdie lewe. Hy het vir hom 'n doelwit daar gestel en gesê, maar dit is wat ek wil bereik in hierdie lewe. Hy het geweet wat hy wil doen, hy het geweet wat hy wil bereik in hierdie lewe. Nou soos ek gesê het, Matteus en Markus sê net vir ons, daar het een na hom toe gekom. Maar Lukas skryf vir ons oor dieselfde gedeelte en hy sê daar het 'n owerste na die Here Jesus toe gekom. Nou 'n owerste is 'n vooraanstaande man van die gemeenskap. Dit is 'n man met 'n goeie morele lewe. Dit is 'n man wat 'n voorbeeld is van vir ander mense. En ek is seker daarvan dat daar 'n pappa en 'n mamma was en hulle het na die man se lewe gekyk en hulle het by hulle self in hulle hart gesê, maar as my kind eendag so uitdraai, as my kind eendag so lewe kan lewe, joh, dan sal ons as pappa en mamma maar nog te dankbaar en te bly wees. Maar hy was nie net 'n owerste nie, hy was ook 'n owerste oor die sinagoge. Met ander woorde, hy het die wet van Moses geken. Hy het die wet van Moses geleer. Hy het gelewe volgens die wet van Moses en hy het ander mense die wet van Moses geleer. O, hy was 'n godsdienstige man. Maar jy weet, met al hierdie dinge, hy het al die sekuriteit gehad in hierdie lewe. Hy was seker van dit wat hy wil bereik, wat sy doelwit is in hierdie lewe. En hy was 'n godsdienstige man, hy was 'n goeie morele man. Hy het al hierdie dinge gehad, maar hy het nie sekerheid van saligheid gehad. Hy het nie daardie sekerheid gehad dat as hy nou sal sterf, dat hy by die Here Jesus in die hemel sal wees nie. En dis nie maar 'n prentjie van ons as mens nie. So baie mense het nie sekerheid van saligheid nie. Ons is so besig op hierdie aarde om sekuriteit op te bou, dat ek genoeg het om eendag af te tree. Dat ek genoeg het om van te lewe, dat ek genoeg het om vir my gesin te sorg. Ek weet wat ek wil bereik in hierdie lewe. En daardie ou godsdienstblokkie is afgetik. Ons het mos so 'n lysie, waar eendag 'n vrou hê en soveel kindertjies en so 'n huisie en so ding, en godsdienst is net een van daai blokkies wat afgetik is. En ons as mense het al hierdie dingetjies in plek, maar tog het ons nie sekerheid van saligheid nie. Kan ek u vanmôre vra, het u daardie sekerheid van saligheid? Het u daardie sekerheid dat u nou sal sterf, dat u by die Here Jesus sal wees? Of is dit so baie van ons eie mense het nie sekerheid nie? Ook het al by so baie van ons mense gesit en gesê, oom, tannie,
Het oom dan die sekerheid van saligheid? En die eerste antwoord wat baie mense dadelik sou sê is, ja my kind, ek het. Maar later in die gesprek kom het, dan sal hulle eerlik raak en sê, nee, ek het eintlik nie sekerheid van saligheid nie. Of baie mense sal sê, ek hoop so, of ek sal eendag sien, ek vertrou so, of mense sal sê, maar die Here sal eendag besluit, ek het nie 'n sê daaroor nie. Ons het al hierdie dinge in plek, al hierdie sekuriteit. Ek is seker wat ek wil bereik en ek is godsdienstig. Maar so min mense het die sekerheid van saligheid. En jy weet, die Here het ons nie in die duister gelos nie. Johannes skryf vir ons in 1 Johannes 5 vers 13. Hy skryf vir ons, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat glo in die naam van die Seun van God. Ek kan weet. Ek hoef nie te twyfel nie. Ek kan daardie sekerheid in my hart hê dat ek die ewige lewe het. En sit jy dalk vanoggend iemand hierso wat dalk soos hierdie ryk jong man is. Ek het al hierdie dinge in die lewe. Ek het my sekuriteit. Ek weet wat ek in hierdie lewe wil bereik. Ek is godsdienstig. Ek het al hierdie dinge. Maar ek het nie daardie sekerheid dat as ek nou sal sterf, dat ek by die Here Jesus sal wees nie. Die eerste gedagte, hier was 'n man met onsekerheid. Maar die tweede gedagte, dit was 'n man onder 'n verkeerde indruk. Hierdie man was soekend. Hy was soekend na die ewige lewe. En hy was opreg in sy soeke. Maar so hartseer, hy was onder 'n verkeerde indruk. Hy kom na die Here Jesus toe. En hy vra vir die Here Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hy dink hy moet iets doen. Hy moet iets bydra. Hy sê, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Ons sien ook in hierdie gedeelte, Jesus vra vir hom, ken jy die gebooie? En hy sê, Here, van kleins af onderhou ek die gebooie. Hierdie man het gedink, hy moet iets doen. Hy moet iets bydra. Hy moet met iets kom na die Here Jesus toe vir die ewige lewe. En jy weet, daar is iets in die mens se hart, dat ek moet daarom iets doen. Ek moet daarom iets na die tafel toe bring. Ek kan nie met leë hande kom nie, ek moet daarom iets bring. En om dit prakties te illustreer, ons was so 'n jaar of 2 terug, voorreg gehad om 'n bietjie see toe te gaan, en toe ons teruggekom het by die huis, toe kom daar inligting by my uit dat ek 'n boete het. Ek het 'n bietjie te vinnig gery. En gewoonlik wat ek doen as ek 'n boete kry, dan rig ek 'n vertoë aan die verkeersdepartement, en dan gewoonlik dan gee hulle daarom so 'n bietjie afslag, dan betaal jy daarom so 'n bietjie minder. En ek onthou ek het daar in die sitkamer gaan sit, en ek het by myself gedink, maar wat gaan ek nou vir hierdie verkeersbeampte skryf? En ek sit so en ek dink myself, ek gaan eers vir hom skryf, ek sê, meneer, ek lewe nie, ek bly nie permanent by die see nie. Ek kom net so nou en dan by die see. Ek ken nie die spoedgrens hier nie. Ek weet nie wanneer is dit 60 nie en wanneer word dit 80 nie. So sou u vir my afslag gee asseblief. Sou u my genade gee asseblief. Want ek bly nie hier nie. Ek weet nie lekker wat is die spoedgrens nie. En ek dink myself, maar wat kan ek nog vir die verkeersbeampte skryf? En ek dink myself, maar ek gaan vir hom skryf, meneer, gaan kyk bietjie my rekord. Ek het bitter lanklaas 'n boete gekry. Meneer, dis jare terug. As u my ID-nommer daar in die stelsel geïntik, gaan u sien, jare terug het ek laas 'n boete gekry. Ag, kan iemand nie vir 'n bietjie afslag gee nie, asseblief? En ek dink myself, maar 'n derde ding wat ek vir hom gaan skryf, het ek gesê, meneer, van nou af sal ek mooi dop hou. En ek sien hy bordjie is 60, dan ry ek 60. Meneer, as ek sien hy bordjie is 80, dan ry ek 80. En as ek sien hy is weer 60, dan gaan ek weer 60 ry. En ek dink, nee, maar hierdie is nou goeie redes. Hy behoort vir my goeie afslag te gee vir al hierdie goeie redes wat ek het.
En ek sit so en ek dink so en ek besnap ietsiekie daarso. En ek besef maar om 'n vertoe te rig is eintlik maar om genade te vra. Want sien ek het te vinnig gery, die bewyse is daar. En ek weet wat is die wet en ek verdien daardie boete is regverdig. Maar om 'n vertoe te rig is eintlik maar om genade te vra. En genade is om iets te ontvang wat ek nie verdien nie. So ek wil afslag hier wat ek nie verdien nie. Maar ek kom met iets, ek moet daarom iets na die tafel toe bring. Ag meneer, ek bly nie eintlik hierso nie, ek weet nie eintlik wat is die spoedgrens nie. Ag meneer, kyk maar net my rekord, ek het bitter lanklaas 'n boete gehad, kyk net hierdie goeie rekord van my. En meneer, van nou af sal ek mooi kyk. En ek besef iets binne die mens, ek moet ietsie bring, ek moet iets na die tafel toe bring. Ek kan nie na leë hande na die tafel toe bring, en sê, gee vir my genade, gee vir my afslag nie, ek moet daarom ietsie na die Here toe bring. Nou, u weet, is iets in die mens. Net soos daar in hierdie ryk jongman se hart was. O, Here, wat moet ek doen? Here, ek kan nie niks doen nie. Here, ek kan nie niks bring nie. Here, ek moet daarom iets bring vir die ewige lewe. O, daar's ietsie binne die mens. O, ek moet daarom iets na die tafel te bring. Ek kan nie leë hande kom. Dat die Here vir my redding en vir die ewige lewe nie. Vra 'n bietjie vir mense. As jy nou moet sterf en jy staan voor die poorte van die hemel en die Here vra vir u, hoekom moet ek jou toelaat? Wat sal jou antwoord wees? 80, 90, 95% van mense sou iets na die tafel toe bring. O, ek het in 'n Christelike huis groot geword. O, ek lees my Bybel en ek bid en ek gaan kerk toe. O, ek hou die sakramente, ek doen en daardie dinge. En dit is wonderlik dat ek hierdie dinge doen. Maar hierdie dinge kan my nie red nie. Hierdie dinge kan my nie die ewige lewe gee nie. Maar mense sal ietsie na die tafel toe bring. Mense sal nie kom met leë hande nie. Daar's ietsie mens. Sê maar ek moet daarom iets doen. Ek moet daarom iets bydra vir die ewige lewe. O, opreg in sy soeke. Onder verkeerde indruk. En soos daar so baie van ons ou mensies, ek het nie sekerheid van saligheid nie. En ek is opreg in my soeke, maar onder 'n verkeerde indruk. Maar wat leer die skrif vir ons? 1 Petrus 1 vers 18 en 19, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer en goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Wat was God se vereistes vir sondevergifnis? Wat was God se vereistes vir die ewige lewe? Regdeur van die Ou Testament af tot die Nuwe Testament toe. O, daar moes 'n lammetjie geneem word. En daardie lammetjie mag geen gebrek gehad het nie. En daardie ou lammetjie moes geslag geword het. En daardie lammetjie se onskuldige bloed moes gevloei het. O, en daar was niemand wat aan hierdie vereistes kon voldoen het vir vergifnis in die ewige lewe nie. Die Hebreërskrywer sê vir ons, hy sê die bloed van bokke, stiere en ramme kan nie sondes vergewe nie. Nie een van ek of u kan aan God se vereistes voldoen vir sonde vergifnis nie. Ons almal het gesondig. Nie een van ons is vlekkeloos of sonder gebrek nie. O, maar daar's net een, die Here Jesus Christus, wat kon voldoen het aan God se vereistes vir sonde vergifnis. Hy, die vlekkelose lam van God, hy wat geen sonde geken het nie. O, hy kon voldoen het aan God se vereistes vir die ewige lewe. En daarom is die Here Jesus kruis toe. Daarom is hy geslag. Daarom is sy onskuldige bloed gevloei. Want hy alleen kon voldoen het aan God se vereistes. Dit wat daar moes gedoen geword het,
vir die vergifnis van sondes in die ewige lewe, is klaar gedoen aan die kruis van Golgotha. Daar's niks meer wat gedoen kan word nie, dit is klaar gedoen, dit is volbring. Daarom kan ons as mens niks doen nie, as maar net in die geloof kom. En dit wat die Here Jesus Christus vir my in die kruis gedoen het, dit my eie te maak. En die Here kom red my en hy kom gee vir my die ewige lewe op grond van dit wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Romeine 5 vers 35, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Daar op die kruis van Golgotha het God die Vader, sy Seun, die Here Jesus Christus in sy bloed voorgestel as 'n versoening deur die geloof. Paulus skryf vir ons in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself uit nie. Dit is 'n gawe van God. Die ewige lewe is 'n gawe van God op grond van Christus se verdienste aan die kruis. En ons weet dit, maar tog probeer die mens nog steeds hierdie genade van gawe van God te koop. Die mens probeer nog steeds met iets na die Here toe te kom. Here, ek kan nie met leë hande na U toe kom nie. Ek moet daarom iets saambring. Opreg in sy soeke, maar onder 'n verkeerde indruk. Maar die derde gedagte is Jesus se onbaatsigtige liefde vir hierdie jong man. Seker vir my die mooiste gedeelte in die meeste woorde in hierdie gedeelte is vers 21, wat sê, en Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. Is my so mooi. Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. Hier sien die Here Jesus hierdie man. Hy sien hierdie man het nie sekerheid van saligheid nie. Hy sien hierdie man het al hierdie dinge, het al hierdie sekuriteit. Hy weet wat hy in die lewe wil bereik. Hy het 'n goeie morele lewe, hy het sy godsdienst, hy het al hierdie dinge, en Jesus sien, maar hier's 'n man met al hierdie dinge, wat nie sekerheid van saligheid het nie. Die Here Jesus sien 'n man hierso wat soekend is, opreg in sy soeke, maar wat onder 'n verkeerde indruk is. En die Here Jesus sien hier 'n man, wat iets wil kom doen vir sy saligheid. Wat iets wil kom bied vir sy saligheid, wat iets wil kom doen vir die ewige lewe. En Jesus het besef, maar hierdie man kan niks bring nie. Want hy kan nie voldoen aan God se vereistes nie. Dit is so mooi, en Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. So lief gekry dat die Here Jesus Jerusalem toe is. As jy net in die volgende hoofstuk lees, dan lees jy oor die intog in Jerusalem. Hoe hy Jesus op die donkie ingegaan het en almal met die palmtakke gewaai het en gesê het, Hosanna, hom aanbid het. Hoe hy later, Jesus het hom so lief gekry, dat hy later aan oorgegee is om gekruisig te word. Dat Jesus onregverdig gelei het. Jesus het hierdie man so lief gekry, dat Jesus daar aan die kruis vir hom gesterf het, en dat Jesus na 3 dae weer opgestaan het. Jy weet, hierdie prentjie van hierdie man is maar die prentjie van die mens. En Jesus het hom lief gekry. Nou daar word die verhaal vertel, tydens die Franse Revolusie, was daar 'n man wat baie geliefd was. Almal was lief vir hierdie man. Hy was 'n kosbare man vir hom. Maar in daardie tyd het hierdie man 'n oortreding begaan. En die uiteinde van daardie oortreding was die doodstraf. In daardie jare het hulle die doodstraf toegepas deur die guillotine. En hierdie jong man wat almal so lief was, waarvoor almal gehou het, is toe in die tronk gesit tot op daardie bepaalde dag, wanneer hy die doodstraf moes ontvang. Maar daar was iemand in daardie ou dorpie wat hierdie man meer lief gehad het as almal in daardie dorpie. En dit was hierdie man se eie pa.
En hierdie pa die grootste bewys van liefde gelewer wat ooit gelewer kan word. Nou hierdie pa en hierdie seun het dieselfde naam gehad. En toe daardie bepaalde dag van oordeel aangebreek het, en daardie jong man se naam uitgeroep het om onder die gillotien sy oordeel te ontvang, hoe is daardie pa met 'n geblinddoek gelei na daardie gillotien toe. Daardie pa se kop is daar onder die gillotien neergesit. En daardie lem het geval. En daardie dag het daardie pa se kop gerol in plaas van sy seun se. En daardie pa die grootste liefde bewys wat gebewys kan word. O, dit is presies wat Christus vir ons gedoen het. Hy het in ons plek gaan sterf op die kruis van Golgotha. O, hy het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesterf. Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir ons die onregverdiges om ons tot God te bring. O, Jesus se onbaatsigtige liefde vir hierdie man. Maar die vierde gedagte is Jesus se opdrag aan hierdie man. Ons lees in die tweede deel van vers 21 wat sê: een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Nou wat baie interessant is in hierdie gedeelte is dat die Here Jesus hierdie man vra, ken jy die gebooie? En wat baie belangrik is dat die feit dat Jesus vir hierdie man vra, ken jy die gebooie? Leer glad, Jesus glad nie, dat om die gebooie te onderhou, jy die ewige lewe kry nie. Baie antwoord wat jy kry, hoe weet jy, jy gaan eendag in die hemel wees? Dan sal mense sê, ek probeer die wet onderhou. Dis nie hoekom die wet daar is om die wet te onderhou nie. Paulus het geskryf, Galasiërs 3 vers 24, en hy sê, die wet is 'n tugmeester tot Christus. Met ander woorde, die wet kan my nie red nie. Die wet wys vir my, ek het Christus nodig. Die wet wys vir my, ek het 'n verlosser nodig. En dit is hoekom die Here Jesus die wet gebruik in hierdie gedeelte, om hierdie man sy behoefte te toon, om hierdie man sy behoefte te kom wys. En as ons sien, dan vra die Here die laaste deel van die wet. Hy sê, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, en eer jou vader en jou moeder. En ons weet die wet bestaan uit 2 dele uit. 1 tot 4, ek moet die Here my God lief hê met my hele hart, met my hele siel en my hele verstand. En dan die tweede helfte van die wet, 5 tot 10, gaan ek met my naaste lief hê soos myself. En Jesus vra opsetlik. Jesus vra juist die tweede deel van vir hierdie man, die tweede deel van die wet. Jesus vra eintlik vir hom, het jy jou naaste lief soos jouself? En wat was sy antwoord? Here, van kleins af, Here, van kleins af onderhou ek die wet. En toe toets die Here vir hom, maar onderhou jy waarlik my wet? Het jy waarlik waar jou naaste lief? En Jesus gee hom daardie opdrag, hy sê, gaan verkoop alles wat jy het, gaan gee dit vir die armes, neem jou kruis op en volg my. O, Jesus toets hom, het jy my waarlik lief? En ons weet wat was die uiteinde, hy het treurig geword, hy het bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. O, en Jesus kom wys maar net vir hom, jy het nie jou naaste lief nie. Jy onderhou nie my wet nie. Hy sê, daar's 'n ander God in jou lewe.
Hy sê, jy het jou besittings en jou geld, het jy meer lief as jou naaste. En Jesus het nie eers die eerste gebod gebruik nie. Die eerste gebod wat sê, ek moet dan mag geen ander God in my lewe wees, behalwe God alleen nie. Die Here kon net die eerste gebod vir hierdie man kom gebruik, en vir die man kom gewys, maar jou geld, jou rykdom is jou God. Maar die Here kom wys vir hom, het nie jou naaste lief nie. En die Here sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het, raak ontslaaf van hierdie God in jou lewe. Hierdie ding wat belangriker as ek is, hierdie ding wat maak wat tussen my en jou staan, hierdie ding wat maak dat jy nie die ewige lewe eendag gaan hê nie, gaan verkoop dit, raak ontslaaf daarvan. Dan volg jy vir my. En in konteks van hierdie gedeelte, dan praat dit van fisiese rykdom. Hierdie man se geld, hierdie man se rykdom, het gemaak dat hy nie die Here Jesus kan volg nie. Sy rykdom was sy God. Maar dit is ook geestelike rykdom. Hierdie man was geestelik so ryk in homself. Hy was 'n owerste oor die sinagoge. Hy het die wet van Moses geken, hy het die wet van Moses geleer, hy het hierdie goeie morele lewe gehad. Here, van kleins af het ek die wet onderhou. Hierdie man was geestelik so ryk, dat hy nie sy behoefte besef het na die Here Jesus Christus nie. Hierdie man was so ryk, dat hy die Here Jesus gemis het. En is dit nie 'n prentjie van ons as mens nie? Ek is geestelik so ryk. Ek het al hierdie geestelike rykdom, dis wonderlik. Maar baie keer het ek so baie geestelike rykdom, en ek hou so daaraan vas, en ek mis die Here Jesus Christus. Ek sit een keer by 'n boer, en ek deel met hom die evangelie, en hy sê vir my, jongman, ek is 'n maklike teiken. Hy sê, jongman, jy mos jou tyd met my, ek is alright. Hy sê, daar in die dorp, baie kant van die dorp, jy moet 'n bietjie daarna toe gaan. Hy sê, want kyk, ek lees my Bybel, ek bid, ek is elke Sondag in die kerk, ek studeer verder, dat ek ook kan preek, en ander mense kan bedien, ek onderhou die sakramente, is voorgestel en aangeneem, en hy gee vir my 10 redes, hoekom ek hom nie eintlik moet besoek nie. Hoekom ek eintlik daai mense moet gaan besoek. En hy sê, daardie mense, hulle gaan nie kerk toe nie. En het miskien nie eers 'n Bybel nie. Nee, hulle het dit nodig, maar ek het dit nie nodig nie. En jy weet wat het my hart so gevang? Hierdie man gee vir my 10 redes, hoekom hy nie die evangelie nodig het nie. 10 redes. Maar nie een keer verwys hy na dit wat Christus aan die kruis gedoen het nie. Nie een keer verwys hy na Jesus se dood, die storting van sy kosbare bloed en sy opstanding, nie een keer nie. En ons is so geestelik ryk. Ek het al hierdie geestelike rykdom, en ek hou aan hierdie geestelike rykdom vas. Nie een keer het hy gewys na dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, en dat sy saligheid daarin lê nie. Ons het al hierdie geestelike rykdom. Ons almal ken vir Dominee Willie Maree. Daar's by min mense wat ek uitgekom het, wat nie weet wie hy was, en hoe die Here vir hom in die geskiedenis van ons land gebruik het nie. Selfs die boere daar in die Karoo, hulle almal weet wie's Dominee Willie Maree. En ek het so 'n boekie daar by die huis, in my boekrak oor klomp van sy preke, maar onder andere het ek ook 'n boekie, of in daai een hoofstukkie in daai boekie is sy reddingsgetuienis. En hy vertel hoe hy self gesukkel het met sekerheid van saligheid. Hoe hy self nie sekerheid gehad het nie, en hoe hy aan dinge vasgehou het, en vir die Here gesê het, Here, ek moet mos gered wees. Here, ek het aan hierdie dinge, en hoe hy nooit sekerheid van saligheid gehad het nie. En hy skryf van daardie boekie in sy getuienis, hoe hy aan strooi walms vasgehou het. En hy het mos vir die Here gesê, Here, as U vir my 'n sekere teken gee, dan sal ek my lewe aflê, en ek sal vir U gaan werk, ek sal in die bediening ingaan. En die Here daardie teken vir hom kom doen, en hy het sy lewe afgelê, en hy's in die bediening in.
Hy sê, die Here het vir hom gehelp, die Here het vir hom wonderwerke gedoen. Hy sit met hierdie stryd in sy hart, hy het die sekerheid van saligheid. En hy sê, Here, maar U het al hierdie wondertekens vir my gedoen. En hy vertel die Here van hierdie wonderlike tekens, en hy sê, Here, U het hierdie tekens vir my gedoen, en ek het my lewe vir U afgelê, en hy het by Koffsies gestudeer, en toe verder het hy by Stellenbosch gaan studeer, en hy sê, Here, ek het nie geld gehad om verder te studeer nie, Here, ek het nie toegang gehad nie, ek het nie verblyf gehad nie, en Here, U het vir my wonderwerke kom doen, en U het vir my voorsien dat ek kon gaan, U het vir my die kering gegee, U het vir my verblyf gegee, Here, ek moet mos U kind wees, Here, ek moet mos die ewige lewe hê, anders dan sou U mos nie hierdie wonderwerke vir my gedoen het nie. En as jy toe later in sy lewe, toe lees hy daar die woorde, Matteus 5 vers 45, o, die Here laat dit reën oor die regverdige en die onregverdige. O, die feit dat die Here my seën, die feit dat die Here goed is vir my, die feit dat die Here vir my wonderwerke in my lewe kom doen het, o, dit gee my nie die ewige lewe nie. En jy weet wat so hartseer is, so baie van ons mense hou vas aan daardie ou goedjies. Oom Tannie, hoe weet oom Tannie dat oom en Tannie die ewige lewe het? O, my kind, o, ek was dodelik siek, o, ek het by die dood omgedraai, ek moes nie eintlik vandag hier voor jou gesit het nie. O, die Here het 'n wonderwerk vir my kom doen, en daarom is ek sy kind. Of iemand anders dan sê, ek was in hierdie motorongeluk, en ek moes eintlik dood gewees het. As jy gaan kyk hoe daardie wrak gelyk het, is dit 'n wonderwerk dat ek vandag lewe, en daarom is ek 'n kind van God, en ons hou vas aan hierdie dinge. Daar's so baie mense wat bou op hulle saligheid, omdat God vir hulle wonderwerke gedoen het. Omdat die Here hierdie dinge gedoen het, moet ek mos 'n kind van God wees. O, die Here laat dit reën oor die regverdige en die onregverdige. En Dominee Willem maar sê, hy sê vir van vooraf met hierdie onsekerheid. Hy sê die volgende ding wat hy na die Here toe bring is, hy sê, Here, toe ek 14 jaar oud was, by 'n CSV kamp, o, het ek so blye gevoel gekry. En Here, daarom is ek die kind. En vir so baie lank het Dominee Willem maar vasgehou aan hierdie warm gevoel wat hy gekry het hier binne. En gesê het, Here, ek moet mos U kind wees, ek het hierdie warm gevoel gehad. Voor so lank het hy vasgehou aan hierdie warm gevoel, dat dit vir hom die ewige lewe gee, dat dit vir hom sy saligheid gee. En het besef maar, ek hou aan 'n warm gevoel vas. En Dominee Willem maar sê, hy is besig om met die Here te worstel oor hierdie ding. Hy kry net die sekerheid nie. Hy sê vir die Here, Here, U het my gebruik. Terwyl hy nog gestudeer het, het gemeentes om gevra om wanneer die predikant weg is om te kom preek. En hy redeneer met die Here en hy sê vir die Here, maar hierdie tannie het na my toe gekom. En vir my gesê, Dominee Willie, vanaf jy in ons gemeente kom preek het, o, het ek geestelik so gegroei. 'n ander oom het na hom toe gekom en gesê, Willie, as die Here nie jou gaan gebruik nie, dan weet ek nie wat moet die Here in ons land gebruik nie. En vir so lank het Dominee Willie maar hier vasgehou aan dit wat mense van hom sê, die lof wat mense aan hom gebring het. En hy het so lank daaraan vasgehou dat hy die ewige lewe het. O, en die Here kom openbaar aan hom en sê, dis nie wat mense van jou sê nie, dit is wat ek van jou sê. Dominee Willie skryf waar sy getuienis, hy sê, hy het gegryp na Here, maar ek is dan in 'n Christelike volk gebore. Here, ek is dan in 'n verbondsvolk gebore. O, vriende, al wat ek in die Bybel kry is 2 verbonde. Die Here het met Israel verbond gesluit. En toe die Here Jesus gekom het en aan die kruis gesterf het, het die Here Jesus 'n bloedverbond gesluit. En deur daardie bloedverbond word ek gered. En ek sê dit met hartseer, baie van ons mense dink ons is een of ander beter volk hier in Afrika as die ander. En so vinnig gryp ons na die hand van die Here in ons geskiedenis. En kyk maar, ons moet mos 'n spesiale volk wees, ons moet hierdie wonderlike volk wees, want kyk net hoe's die hand van die Here in ons geskiedenis.
En ek stry nie die hand van die Here was in ons geskiedenis. Maar dit was nie omdat ons 'n spesiale volk is of enigsins belangriker as enige ander volk is nie. Daar's 'n vers in 2 Kronieke 16 vers 9 wat sê: My oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op my gerig is. Hoe daar in die slag van Bloedrivier het die Here vir ons voorvadere 'n wonderwerk kom doen. En hy het 'n oorwinning gegee wat hy alleen kon bewerk het en alleen kom gedoen het. Nie omdat ons 'n spesiale volk is nie. Nie dat ons belangriker as enige ander volk is nie. Maar omdat daar 'n groepie boere was. Wie se hart onverdeeld op God gerig het. Wat op God gesteun het. En sê Here, ons staan geen kans teen hierdie Zulus nie. Here, kom gee ons die oorwinning. Here, ons kom maak 'n gelofte aan U. Daarom is die hand van die Here in ons geskiedenis. Want daar was 'n ou groepie wie se hart onverdeeld op God gerig was. En God het 'n belofte gemaak. Hy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Die stem wat ons vroeër jare gesing het, ek dink die 4de versie sê: Op U almag vasvertrouend het ons vadere gebou. Vriende, hoekom die hand van die Here op ons as volk was in ons geskiedenis is omdat ons op hom gesteun het. Nie omdat ons een of ander spesiale volkie is aan die suidpunt van Afrika nie. En as wat Tannie vir my sê, ag my kind, ek het nog altyd gedink ons is hierdie spesiale volk hieronder. Maar die laaste ding wat Dominee Willie Maree in sy getuienis gee waarin hy vasgehou het. En hy sê, Here, maar ek moet mos die kind wees, Here, want U het my gebede beantwoord. En hy noem so op sy vingers op al die gebede wat die Here beantwoord het en hy sê vir die Here, Here, maar ek moet mos die kind wees. Want U het my gebede beantwoord en Here, as U nie my kind was, dan sou U nie my gebede beantwoord het nie. En later in sy lewe, toe lees hy daar die gedeelte in Lukas 8 oor die duiwelbesetene van Gadara. Waar die Here Jesus die demone uit daardie man uitgedryf het. Toe wat doen daardie demone? Ag Here, asseblief moet ons nie in die onderwêreld instuur nie. Maar Here, stuur ons asseblief in daardie varke in. En die Here het hulle gebed beantwoord. Die Here het hulle in die varke ingestuur en die varke is mos oor die kraans in die see in. En Dominee Willie Maree besef die feit dat die Here my gebede beantwoord, maak my nie die kind van God nie. Gee my nie saligheid nie. Dit is so hartseer, so baie van ons hou vas. Die Here het my gebede beantwoord. Hierdie ou voorbeelde wat in hierdie getuienis voorkom. Dis waarom so baie van ons mense vashou dat ek die ewige lewe het. Ons het al hierdie geestelike rykdom. Ons kan hulle so opnoem in die punte van ons vingers. Maar nie een keer noem ek van dit wat die Here Jesus gedoen het. Daardie prys wat hy betaal het op Golgotha. En ook daaraan vashou en daarop vertrou vir my saligheid nie. En Dominee Willie Maree skryf, hy sê, daar die Here hom op 'n punt gebring. Vir hom gesê, Willie, jy's geestelik so ryk. Jy's so ryk in jouself. Hy sê, vandag moet jy kies, wie wil jy dien? Wil jy jouself dien? Of wil jy vir my dien? En hy sê, daar vir die eerste keer in sy lewe, met al sy geestelike rykdom, met al hierdie dinge wat hy na die tafel toe kan bring, besef hy, maar hy is 'n hel verdiende, verlore sondaar. En as God hom nou hel toe stuur, is dit regverdig, hy verdien dit. En hy besef, maar hierdie dinge beteken niks vir my saligheid nie. En hy moes sy geestelike rykdom moes hy gaan verkoop. Hy moes dit een kant toe skuif. En na die Here toe kom en sê, Here, ek het niks om U te bied nie. Here, ek is 'n hel verdiende sondaar. Here, ek is verlore en ek het niks om op U te bied nie. Maar Here, ek kom hou vas aan die kruis. Ek kom hou vas aan die kosbare bloed wat U gestort het vir my sondes. Here, ek kom hou vas aan die opstanding. Here, red my uit genade. En daardie dag toe kom red
die Here Dominee Willie Maree se siel en ek hom gebruik hom magtelik in ons land. Ons sing 'n lied, Rock of Ages, cleft for me. In die 3de versie sê hierdie woorde, nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Kan ek u vanmôre vra, waar nou u vas? Wat bring u na die tafel toe? Het u al met leë hande na die Here Jesus toe gekom en sê, Here, ek het niks om u te bied nie. Here, ek is 'n verlore sondaar. 'n helverdiende sondaar met al hierdie geestelike rykdom. En Here, ek kom met niks. Maar ek hou maar net vas aan dit wat u daar in die kruis van Golgotha gedoen het. Here, wees my genadig. Here, kom red my. O vriende, dit is as God se genade so kosbaar maak. Ons wil kom met iets. Maar God se genade is so ryk en so groot. O, as ek kom met niks. O, dan sê ek vergewe vir jou. Ek gee jou die ewige lewe. O, as ek kom met niks. Het u al met niks gekom? Het u al u geestelike rykdom verkoop? En sê, Here, ek nothing in my hands I bring. Simply to the cross I cling. As daar nou 'n man is wat 'n goeie geestelike CV gehad het in die Bybel, is dit Paulus. Kyk, daar's geen mens wat so 'n goeie geestelike CV gehad het soos Paulus nie. Hy's 'n Jood, hy's uit die stam uit, hy's op die 8ste dag besny. Daar's nie 'n wet wat ek nie geken het en geonderhou het nie. Maar wat het die Paulus aan die einde gesê? O, ek het alles as drek beskou om Christus as wins te verkry. O, hy het al hierdie geestelike rykdom verkoop. Dit een kant toe geskuif om Christus as wins te verkry. En dit is wat daardie woorde in 1 Johannes 5 vers 13 beteken. Ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat glo in die naam van die Seun van God. Daardie glo in die naam van Seun van God. Is ek kom met leë hande. Here, ek het niks om u te bied nie. Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Kan ek u vanmôre vra, was u al gehoorsaam aan hierdie opdrag? Gaan verkoop alles wat jy het en volg my. Maar die laaste gedagte vinnig is sy ongehoorsaamheid aan hierdie opdrag. Ons lees in vers 22, maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Hierdie man se ongehoorsaamheid het gemaak dat hy die ewige lewe mis. En dit het my so getref. Hy staan voor die ewige lewe. Hy staan voor die deur. Jesus sê in Johannes 10 vers 9, ek is die deur. En as iemand deur my gaan, sal hy gered word. Hy staan voor die deur. So naby. So naby. Maar deur ongehoorsaamheid draai hy sy rug weg en hy loop weg. So naby, maar tog so ver. En so is daar so baie mense staan voor die Here Jesus. Ons ken die evangelie, ons ken die kruisdood. Niks wat ek vanmôre vir u gesê het is onbekend of ons weet nie, is die eerste keer wat ons lewe dit hoor nie. Ons staan voor die deur. Maar trots, hoogmoed maak dat ek my rug draai en dat ek treurig word oor hierdie woord en bedroef weggaan. Want hoe is dit moontlik dat 10, 20, 30, 40, 50 jaar se godsdienst niks beteken nie? Hoe is dit moontlik dat 10, 20, 30, 40, 50 jaar dat ek op 'n valse fondasie sit? Dis mos onmoontlik. Of daardie ding wat so baie mense soveel skade berokken, wat gaan mense van my sê? Ek is al so lank in hierdie gemeente. Ek gee al so lank voor, of ek het so lank hierdie goeie lewe. Trots maak dat so baie mense eendag die ewigheid gaan mis.
En ek is nie bereid om al hierdie geestelike rykdom te verkoop en Christus as wins te verkry nie. En is wonderlik, hierdie geestelike rykdom. Dit moet daar in my lewe wees, maar dit spruit uit my redding uit, dit spruit uit my saligheid uit. Dit kan nie my saligheid koop nie. En ek vra vanmôre vir u, was u al gehoorsaam aan hierdie opdrag? Het u al u geestelike rykdom verkoop? En met leë hande na die Here Jesus toe gekom en gesê, Here, ek het niks om u te bied nie. Hel verdiende sondaar. Met al my goedheid, met al my geestelike rykdom. Here, ek het niks om u te bied nie. Maar Here, ek hou vas aan die kruisdood. U kosbare bloed en die opstanding. Here, ek hou daaraan vas op grond van dit wat u gedoen het. Here, kom red my asseblief. Waarop hou u? Dat op vir u saligheid. En mag die Here vir ons die genade gee, dat ons op niks anders te sal bou, as op dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. En daarop alleen nie. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir u woord. Dankie vir hierdie gedeelte wat u vir ons laat opteken het. En Here, dankie vir hierdie gedagtes. En Here, soos ons in hierdie kerkgebou vanmôre is, ken u elkeen van ons harte. U weet, Here, waarop hou ek vir my saligheid. En Here, my gebed, my begeerte is, Here, as daar dalk iemand vanmôre hier sit, wat nie bou op u en dit wat u daar aan die kruis van Golgotha gedoen het nie. Here, dat u die genade sal kom gee. Dat daar die geestelike rykdom verkoop sal word. En dat hulle sal steun op dit wat u gedoen het en op u alleen vir hulle saligheid. Asseblief. Dankie vir daardie groot prys wat u betaal het. Dankie vir daardie kosbare liefde en u het hom aangekyk en hom lief gekry. Here, dankie dat u vir ons elkeen so lief het, dat u daardie dierprys vir ons betaal het. Ons eer u daarvoor. Dankie dat ek u vertrou, Here, dat u die naprediker van u woord sal wees. Here, u weet hoekom het u hierdie woord juis vanoggend gestuur. U weet hoekom elkeen van ons juis vanoggend in luister of hierso sit, Here. En u wat die harte ken, u wat die behoefte ken, Here, wil ek kom bid dat u die naprediker van die woord sal wees. En dat u in die genade sal kom doen dit waarvoor u hierdie woord vanoggend gestuur het. Wees vir ons genadig en help vir ons asseblief. En ek kom bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan afsluit. Die slotlied Toets my o Heer. Dink ons gaan dit sing en dan bly ons net staande vir die uitspreek van die seën. But
Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.